Ons trek vandag by die 7de gebod in ons reeks oor die 10 gebooie. En ja, vandag is 'n moeilike een. En ek wil sommer begin deur te sê dat dit gaan dalk vir jou op 'n ongemaklike plek los vandag, afhangende van jou omstandighede. Maar ek bid tog dat as jy begin ongemaklik voel, bly net sit en luister net end uit, want uiteindelik is hierdie boodskap, soos elke boodskap, ook 'n boodskap van hoop, vergifnis en tweede kanse. So in Eksodus 20 vers 14 kry ons die 7de gebod wat sê, jy mag nie egbreek pleeg nie. Die Hebreëse woord naaf beteken letterlik om seksuele gemeenskap met 'n man of vrou te hê wat nie jou huweliksmaat is nie. In ander woorde, dit gaan oor ontrouheid. Dit is eintlik waar dit gaan. Oor die ontrouheid, die disloyaliteit teenoor iemand anders, teenoor wie jy 'n belofte voor God afgelê het. Dat egbreek of oorspel, wat dalk 'n bietjie 'n minder verwarrende woord is, so 'n gruwel in God se oog maak, is omdat dit huwelike vernietig. Dwars deur die Ou Testament en die Nuwe Testament word dit baie, baie sterk veroordeel. So sterk dat daar in Genesis 22 Deuteronomium 22 staan, dat wanneer 'n man en vrou of hulle oorspel pleeg, dat beide partye met klippe moet doodgegooi word. So in die ou vertaling volgens die wet was daar die doodstraf gegee vir oorspel. Julle, dit is 'n bietjie rof. Dis nogal erg as jy daaraan dink. Hoekom spreek die Bybel? Hoekom spreek God homself so sterk daarteenoor uit? En dit gaan nie net oor die seks buite die huwelik nie. Dit gaan in wese oor God wat vir ons hierdie instelling van die huwelik gegee het. Wat se betekenis baie ryk en omvattend is, waar ons 'n bietjie verder gaan praat, en dat mens deur hierdie daad van oorspel eintlik 'n huwelik kom vernietig, kom verpletter, verwoes. Nou, voor jy vanoggend hier sit en vir jouself weer 'n regmerkie agter hierdie gebod sê en sê dankie tog, ek het nog nooit die 7de gebod oortree nie, weet julle nou al dat ons wat in die Nuwe Testamentiese tye leef, moet 'n bietjie wyer lees as net die woorde wat daar staan. Dat daar 'n sekere onderliggende beginsels hier aan. En Jesus vat hierdie gebod verder wanneer hy in Matteus 5 die volgende sê. Matteus 5 vers 27. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. So Jesus kom maak dit 'n bietjie wyer. Hy sê self, net deur op 'n sekere manier na 'n man of 'n vrou te kyk, met sekere gedagtes of begeertes of 'n gesindheid, is dit net so goed, jy het al klaar die daad gepleeg. Jy het klaar egbreek gepleeg. Maar weer eens, op die ouend gaan dit nie oor die daad nie, maar dit gaan oor dit wat die daad verwoes. Dit gaan oor die goddelike instelling van die huwelik. Die huwelik wat vir God kosbaar is, wat hy koester. Hoekom? Dwars deur die Bybel lees ons dat God is die God van gesinne. Hy is die God van families, van Abraham, Isak en Jakob, van Jakob en Rachel, van noem maar op. En God is die God van jou en jou man, en hy is ook die God van julle kinders. En ons weet hoe erg die Here voel oor kinders. So op die ou end gaan dit oor dat hy die gesin wil bewaar, dat hy die vreugde en geluk waarmee mense moet leef hier op aarde, dat dit is wat God wil beskerm, wat wil bewaar.
Nou, wanneer 'n paartjie trou, dan word daar die huweliksformulier voorgehou. En deel van die huweliksformulier is 'n lyntjie wat sê dat die egpaar, die gesin, is 'n gemeente in die kleine. So wanneer twee mense bymekaar kom om te trou, is hulle 'n gemeente. Die kleinste vorm van 'n gemeente is 'n getroude man en vrou. En dan, as die Here dit so wil, kom daar dalk nog kinders by en brei hierdie klein gemeentetjie wat eers net uit twee bestaan uit om 'n bietjie groter te word. En dan raak die verantwoordelikheid natuurlik ook groter van die wat deel is van hierdie gesin. Vriende, daar is al soveel navorsing gedoen oor die belangrikheid van 'n stabiele huis vir kinders. Navorsing wat daarop dui dat kinders wat uit stabiele huise kom 'n baie kleiner kans het om eendag leerprobleme te ontwikkel, om sekere persoonlikheidsversteurings soos depressie en angstigheid te ondergaan, om gevoelens van minderwaardigheid te ervaar. En daarom wil ek dit baie sterk stel vanoggend aan ons ma's en pa's, dat as jy lief is vir jou kinders, dan is jy eerste lief vir mekaar. Moenie dat 'n kind ooit tussen jou en jou huweliksmaat kom, of dat jy 'n kind kies bo jou huweliksmaat nie, want jy is nie net besig om jou huwelik te vernietig nie, jy is besig eintlik ook om daai kind skade te doen. 'n Kind se bron van sekuriteit, sy bron van geborgenheid, sy enigste bron as 'n klein kindjie, is in sy verhouding tussen sy ma en sy pa. Wees eers lief vir mekaar. En dan is jy lief vir jou kinders. Want deur lief te wees vir mekaar, gee jy jou kinders die grootste geskenk wat jy kan gee. Genesis 2. Kom ons gaan na die begin toe, daar waar die huwelik begin het. Ons lees daar vanaf vers 18. Verder het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Die Here God het toe uit die grond al die wilde diere en al die voëls gevorm en na die mens toe gebring om vas te stel hoe hy elkeen sou noem en wat die mens elke lewende wese sou noem. Dit sou sy naam wees. Die mens gee toe name vir al die makdiere, die voëls en die wilde diere, maar vir homself het hy nie 'n helper, 'n gelyke gekry nie. Toe die Here God 'n diep slaap oor die mens laat kom, sodat hy vasgeslaap het. Die Here God neem toe 'n ribbebeen uit die mens, vul die plek met vleis op, en die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, bou hy om tot 'n vrou, en bring haar na die mens toe. Toe sê die mens, hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek, daarom sal sy vrou genoem word, sy is uit die man geneem. Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat, en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word. Dis opmerklik dat die Bybel begin met 'n huwelik. Adam en Eva. En dit eindig ook in Openbaring met 'n huwelik, wanneer Jesus die bruidegom sy bruid, die kerk, kom haal. So dis baie duidelik dat hierdie hele beeld van huwelik en die realiteit daarvan is vir God belangrik. So, waarom het God die mens geskape? Waarom het God die mens geskape? Dit is 'n moeilike een om te antwoord as 'n ou nie gaan na 1 Johannes 4 waar staan dat God is liefde nie. As jy daai lyntjie lees, God is liefde, dan besef 'n ou, maar liefde kan nie homself bevredig nie. Liefde het 'n teken nodig, 'n objek nodig. En dis die rede hoekom God die mens geskaap het. God het die mens geskape as die teken van sy liefde. En dan lees ons dat ons is na die beeld van God geskape, so ons het ook daai behoefte, daai begeerte om liefde te gee en liefde te ontvang. Dit is hoe ons gemaak is. En dan lees ons nou hierdie gedeelte in Genesis en dis eintlik 'n baie mooi prentjie. God wat vir Adam geskape het
En in hierdie perfekte omstandighede, in hierdie perfekte wêreld, in hierdie paradys, maar iets mis, iets kort. En dat God dan na Adam al die diere stuur om vir hulle name te gee, dalk in die hoop dat iewers Adam 'n diertjie sal kry op wie hy sy liefde kan uitstort, of wat hy nou as 'n maat kan vat, maar al die diere, die voëls, die wilde diere, die makdiere het gekom en hy het almal naam gegee, en dan staan daar, maar Adam het nie een gekry soos hy nie, sy gelyke, 'n helper nie. En toe die Here besluit, kom ons maak dan een soos hy, 'n maat, iemand wat hom kan bystaan, iemand wat hom volmaak kan aanvul, dat hulle vreugde en vrede kan beleef. En dan staan, ja, as ou storie, 'n rabbi se gesegde wat sê, die Here het die vrou nie uit die hoof van die man gemaak, sodat hy oor haar kan baas speel nie, en hy het die vrou nie uit die man se voete gemaak, sodat hy oor haar kan loop, en sy slaaf kan wees nie, maar die Here het haar uit sy ribbetjie gemaak, sodat sy altyd naby sy hart kan wees. Dis mooi nie? Dieselfde rede hoekom God vir Adam geskaap het, as 'n teken vir sy liefde, is dieselfde rede hoekom God vir Eva geskaap het, dat Eva 'n teken kan wees van Adam se liefde, dat hulle daar kan wees en so 'n eenheid kan vorm. In 2004 het daar 'n fliek uitgekom, Shall We Dance. Richard Gere en Susan Sarandon speel die hoofrolle van 'n getroude paartjie, en dan ontmoet die karakter van Richard Gere 'n ander vrou, 'n danseres, en hy begin gevoelens vir haar ontwikkel, en so is die saadjie geplant, dat hy oorweeg dit om sy vrou te verneek met hierdie vrou. En sy vrou kom agter iets is fout. Sy vermoed iets is aan die gang, en dan huur sy 'n privaat speurder om hom te agtervolg, om uit te vind wat gaan aan. En ek wil graag vir julle net 'n kort snitsel wys uit hierdie fliek, uit die gesprek wat hierdie vrou dan het met die privaat speurder. It's very hard not to, Mrs. Clark, with all due respect. You're a married man, Mr. Devine? I was Oh, what happened? unfaithful. She hired a detective? No. When she found out, I was too far gone, so just smiling at me. You are on a strange journey to redemption, Mr. Devine. And a very long one, Mrs. Clark. All these promises that we make and we break, why is it, do you think, that people get married? Passion. No. It's interesting, because I would have taken you for a romantic. Why then? Because we need a witness to our lives. There's a billion people on the planet. I mean, what does any one life really mean? But in a marriage, you're promising to care about everything. The good things, the bad things, the terrible things, the mundane things. All of it, all the time, every day. You're saying your life will not go unnoticed because I will notice it. Your life will not go unwitnessed because I will be your witness. You can quote me on that if you like. Daar is iets goddeliks in 'n huwelik, dat 'n mens nie alleen sal wees nie, dat daar iemand is wat 'n getuie sal wees van wie en wat jy is, die goeie en die slegte dinge. Adam en Eva se huwelik het ook hulle stormagtige dele gehad. Laat ons dit ook vir mekaar eerlik wees. Toe hulle mekaar begin blameer het oor wie nou die eerste die appel gevat het en wie se skuld die hele sondeval was. Maar daar is die fondament gelê vir twee mense wat by mekaar bly. En later in die beeld word die huwelik gebruik ook om die verhouding tussen God en die mens te beskryf.
En julle, dit gaan soms rof in hierdie verhouding tussen God en die mens in die huwelik. Veral in die profeet Esegiel. Dan praat hy van sy vrou. God praat van sy vrou, die volk Israel. En dan op 'n kol dan sê hy reguit, staan so in die Bybel, jy is 'n hoer. Dis die woorde wat in die Bybel staan. Jy het jou rug op my gedraai en agter die gode van ander volke aangeloop. En dan skel God hierdie los vrou, hierdie onsedelike vrou, vir alles wat sy doen en al haar verraad. Julle man dan die mooiste is, na alles hierdie beskuldigings teenoor Israel, dan kom daar 'n deel waar God sê, maar ek kan jou nie vergeet nie. Ek kan nie jou vergeet nie. Ek kan nie ophou om vir jou lief te wees nie. As jy maar net sal terugdraai na my toe. Na alles wat sy verkeerd gedoen het. Kom God, en hy sê nog steeds, ek vergewe alles, hier staan ek, kom terug na my toe. Efesiërs 5 vers 21 kom Paulus en hy gee vir ons 'n klompie riglyne van hoe lyk 'n Christen huwelik tussen 'n man en vrou. Kom ons lees saam daar vanaf vers 21. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk liefgehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met water en woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou liefhet, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehad nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is, waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hierin lê 'n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en die kerk. Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself liefhet, en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Ons groot probleem in vandag se tyd is dat ons prentjie wat ons het van die huwelik is die prentjie wat Hollywood vir ons probeer skets. Julle ken dit goed. Weet, man en vrou ontmoet mekaar, daar's 'n paar sparks, hulle raak verlief, hulle begin mekaar begeer emosioneel, geestelik, fisies, en dan die natuurlik die volgende stap is, dan moet ons trou, en dan is dit die groot troudag, almal in hulle mooiste klere, en die ruiker word gegooi, en die gater word gegooi, en champagne gedrink, en almal vier fees, en vanaand is dit ons eerste aand se huwelikspaartjie, dan gaan dit mos nou eers lekker raak, alhoewel, in vandag se tyd wonder ek, hoeveel paartjies nog daai eerste aand spaar, hulle self spaar vir daai eerste aand. Maar dan is ons nou getroud en dit gaan nou lekker, ons is nog verlief op mekaar en na so 'n paar jaar, dan raak ons nou 'n bietjie krapperig vir mekaar, want ek hou eintlik van dit en hy hou eintlik van dit en sy persoonlikheid is eintlik so en my persoonlikheid is eintlik so. Ja, maar weet jy, dis nie die einde van die wêreld nie. Kom ons gesels daaroor. Okay, jy voel ook soos ek, kom ons skei. En dan ons moet ons mekaar vir een keer 'n maand vir 'n koffie by Beans. En ons gaan aan, ons is nog steeds vriende. Dis so baie mense dink oor huwelik. Jy weet, jy trou en as dit nie uitwerk nie, too bad. Dan skei ons maar. Die prentjie wat die Bybel vir ons skets van die huwelik lyk heeltemal anders. Die woorde wat hier gebruik word, is sterk woorde, man en vrou wat een word, wat mekaar die
Hebreëse woord in Genesis en die Griekse woord in Efesiërs vir een woord, is mekaar aankleef. Dis soos gom, hulle word vasgegom aan mekaar, onafskeidbaar. Ons onthou, die huwelik is nie 'n menslike uitvinding nie, dis God wat die huwelik vir ons gegee het. Hy is die outeur van die huwelik, hy bepaal hoe die huwelik moet lyk. En die belangrikste daarvan is dat it's forever, it's for keeps. Daar is naas jou keuse om vir Jesus in jou lewe te neem, geen groter keuse wat jy in die lewe gaan neem, wat bepalend vir jou geluk gaan wees in hierdie lewe, as jou keuse van 'n lewensmaat nie. Dink 'n bietjie daaroor. Die persoon wat jy kies om mee te trou, gaan baie vreugde in jou lewe bring, meer as enigiets anders in jou lewe, of ook die grootste hartseer as dit nie die regte een is nie. Maar jou huweliksmaat is die grootste bepaler van jou geluk in hierdie lewe. En daarom verstaan ek dat sommige mense nie eers wil trou nie, want trou jy met die verkeerde een, dan haal jy vir jou baie moeilikheid en hartseer op die hals. Toe ek so begin belangstel het in my vrou, en ek dink dit sy is dalk oulik en dalk wil ek eendag met haar trou, maar nou is ek ook nou onseker, hoe gaan ons nou verder? Toe gee ek my broer 'n luitjie. My broer is toe al so 'n paar jaar getroud, hy het al 2 kinders gehad, maar ek weet hy en sy vrou het toe ook al deur 'n paar moeilike tye gegaan. So ek wil toe sy wysheid toets en ek vra hom daai dag, ek sê vir hom, "Ja, hoe weet ek dit is die regte een?" En hy sê vir my, "Albie, niemand gaan staan voor die preekstoel op sy troudag met die gedagte, ek hoop maar dis die regte een nie. Almal glo en dink op daardie stadium, dit is die regte een." Maar hy sê toe vir my iets wat hy iewers raak gelees het. Hy sê, voor die huwelik kies jy om te trou met die een vir wie jy lief is. Na die huwelik kies jy om lief te wees vir die een met wie jy trou. Liewe vriende, en hierdie is 'n baie sterk Bybelse beginsel oor die definisie van liefde, wat ons sê, dit gaan net oor 'n emosie, gevoel wat jy in jou hart het. Op verskeie plekke verduidelik die Bybel baie mooi dat met liefde bedoel God 'n wilsbesluit, 'n keuse wat jy maak, om elke dag 'n keuse te maak om daai persoon lief te hê. Julle en ek weet, vir sommige mense is dit 'n maklike keuse, is dit nie eers veel van 'n keuse nie, dis 'n liefde wat natuurlik kom, en dan weet ek, en ek het soveel bewondering vir mense wat elke dag daai keuse moet maak, ek sal vir daai persoon lief wees, ek gaan God se hulp afbid daarop. En dit vra geestelike volwassenheid, dit vra emosionele volwassenheid. Emosionele onvolwassenheid is 'n groot verwoester van huwelik. Hoe lyk iemand wat emosioneel onvolwasse is? Dis iemand wat fyngevoelig is, wat nie kritiek kan hanteer nie, wat dinge baie vinnig persoonlik opvat, wat stadig vergewe en baie vinnig is om te blameer en te sê dit was nie ek nie, wat nie verantwoordelikheid wil aanvaar nie. En ek dink die grootste teken van emosionele onvolwassenheid is iemand wat dink die lewe draai net om hom of haar. My behoeftes is die belangrikste. My voorkeure, my begeertes, my manier van dink is die belangrikste. Dan hoef mens net te blaai na 1 Korintiërs 13, wat ek nie nou die hele eenvoudig gaan lees nie, maar die hoofpunt van 1 Korintiërs 13 is dat die liefde is onselfsugtig. Die liefde stel die ander persoon se belange eerste, bo jou eie. Vers 24 van Genesis 2, wat sê die man en vrou sal man sal sy vrou verlaat en 'n man sal sy ouers verlaat en hy sal saam met sy vrou leef en hulle sal een word. Daar
is baie dinge in daai versie wat 'n ouma ter harte kan neem. Die deel van dat jy jou ouers verlaat. Ek was al betrokke by meer as een huwelik wat in die moeilikheid was oor ouers wat inmeng. En dalk praat ek nou met ouers vandag, as jou kind die dag trou, dan is dit sy of haar keuse. Jy los uit. Jy meng nie in nie. Jy het geen reg nie. Dit is nie jou verantwoordelikheid. Jy het daai kind grootgemaak tot op 'n sekere ouderdom en hopelik vir hom geleer om goeie keuses te maak. As jy nie het teen daai tyd, is dit te laat. Maar as jou kind sy lewensmaat kies, dan bly jy uit dit uit. Jy gooi nie, praat nie sleg nie, jy probeer nie onmin saai nie, jy bly uit dit uit. Maar dit geld ook vir ons wat getroud is, wat soms toelaat dat ma en pa nog gesê het in ons verhouding met ons maats. As jou ma of pa hulle mond oopmaak om iets sleg te sê van jou man of jou vrou, maak nie saak hoe dit sleg in die huwelik dalk gaan nie, dan sê jy net nee. Ek gaan die foon neersit of ek gaan nie weer met julle praat nie tot julle kan ophou hiermee nie. Moenie toelaat dat jou ouers uit die huis kom. En onthou, die feit die dag as jy trou, beteken jy en jou man kom by mekaar. Julle is 'n nuwe identiteit. Dit is nie van in my huis het ons altyd dit gedoen, of in ons huis het ons altyd so gepraat, of ons het dit so gemaak nie. Vergeet van die dinge. Julle is nou 'n nuwe eenheid, 'n nuwe identiteit. Julle is man en vrou, julle is 'n gesin, julle is 'n gemeente op julle eie. Die kosbaarheid van die huwelik word bevestig ook wanneer God op soveel kere dit met sy verhouding met ons uitbeeld. En in Openbaring waar die Here Jesus praat van sy kerk, praat hy keer op keer van sy bruid wat hy kom haal. En dit sê vir ons iets van hoe passievol en hoe lief die Here vir ons as sy kerk het. En dit is hoekom dit vir hom belangrik is dat ons nie van die huwelik 'n bespotting moet maak nie. Want dit is die beeld van sy verhouding met ons. In vandag se tyd is die huwelik 'n goddelike instelling onder baie druk. Daar is soveel egskeidings, saamblyery, selfde geslagverhoudinge, noem aan. Dat 'n mens weet nie altyd hoe om deur hierdie doolhof van dinge te gaan nie. Dank die Vader, ons het God se woord, wat vir ons baie duidelike riglyne gee oor hoe 'n mens jou huwelik moet inrig. Dit vra durf, dit vra deursettingsvermoë, dit vra opofferings. Dis harde werk. En dan is dit so, liewe vriende, dat die aanslae wat op die huwelik kom, is soms so erg en so groot, dat 'n mens dit nie op jou eie kan hanteer nie. Dis dan wanneer jy op jou knieë gaan en vir die Here bid, en wanneer jy gaan om raad te kry, om hulp te kry, moenie te lank wag nie. Ek wonder hoeveel kere was daar al paartjies by my, wat op die rand staan om te skei, en nou wil hulle ek met 'n towerstafie waai om alles reg te maak. En dan vra ek, maar wanneer het julle begin agterkom hier's 'n probleem? Nie al so 2 jaar terug. So in daai afgelope 2 jaar het hulle is al soveel water in die see, daar's soveel slegte goed wat hulle vir mekaar gesê het en mekaar sleg aangedoen het, om nou 'n huwelik te wil kom red. Kry hulp eerder te vroeg as te laat. Ek wil gou kyk vandag hierso, wie hierso is al 35 jaar of langer getroud? Steek op die hande, kyk, 35 jaar of langer al getroud. OK. As jou man nie, of vrou nie meer daar is nie, julle was 35 of langer, steek op, daar is sy, daar is hom so 'n paar. Fenomenaal. Uitstekend, julle is regtig waar in vandag se tyd is julle helde, mense na wie ons moet opkyk. Maar vriende, en ons stap nou na die einde toe, ons leef in 'n stikkende wêreld. En die feit van 'n stikkende wêreld is dat soms moet jy kies tussen iets wat verkeerd is en iets anders wat verkeerd is. En dan moet 'n ou nou maar kies teen die een wat die minste verkeerd is. En so sit hier mense vandag wat deur egskeidings is. En ek kan nie dink
dat daar iets is wat meer traumaties en ontwrigtend en seer maak as 'n egskeiding nie. Nie net vir die man en die vrou nie, maar ook vir die mense rondom hulle. Nou praat ek eers van kinders nie, maar hoeveel ma's en pa's het ek al hier in die ouete huis besoek wat huil oor hulle kinders wat besig is om te skei. Dit maak seer. Dis 'n pynlike ding. En ons wat sê ons is die kerk van die Here Jesus, ons is nie daar om te oordeel nie, inteendeel. Ons gee erkenning aan die gebrokenheid van hierdie wêreld. Ons gee erkenning dat daar soms situasies is wat daar nie 'n regte keuse is om te maak nie, maar waar 'n ou moet kies tussen twee slegte keuses. En dat die beste van twee slegte keuses dalk kan wees dat 'n man en vrou moet skei, dit is so. Ek kan julle vertel van gesinne, van huwelike waar daar verskriklike goeters aangegaan het. Wat sou bly aangegaan het as hulle getroud gebly het. En daarmee praat ons dit nie reg nie. Ons praat dit nie goed nie. Egskeiding is en bly sonde. Hoor my mooi, egskeiding is en bly sonde. Maar soms is dit die minder slegte keuse wat gemaak moet word. En dan, wanneer 'n paartjie in 'n egskeiding in beweeg, dan is dit nie met verskonings en rasionalisering nie, dan doen ons dit met vergifnis. Dan doen ons dit met vergifnis, en ons wat rondom hierdie mense staan, ons bid vir hulle, ons ondersteun hulle, want die trauma en die seer en die pyn, ons kan nie dit verstaan nie, ons mag nie oordeel nie. En dan, vir julle wat vandag hier sit, wat deur 'n egskeiding is, nee, wil ek vir julle sê, onthou ons aanbid 'n God van vergifnis, en sy vergifnis is volkome. Hy spreek vry. En ek weet baie sit nog met seer, maar daar's baie ander emosies ook. Verwyte, skuldgevoel, bitterheid, selfhaat soms. Dis my gebed dat wanneer jy na die Here toe gaan en jy sy vergifnis vra, dat jy sal ervaar dat hy jou volkome vergewe en jou sal vrymaak. En dat die Here vir jou 'n tweede kans sal gee, dat jy die blad kan omslaan en skoon oor kan begin. Want sy grootste begeerte vir God, vir elke mens hier op aarde, ongetroud, getroud, geskei, sondaar, nie sondaar, hier is nie iemand wat nie sondaar is nie, is dat ons gelukkig sal wees en dat ons vreugde in die lewe sal ervaar. Mag die Here vir ons help. Vir ons wat in 'n huwelik is, byt vas. Wees hierdie week 'n bietjie ekstra nice met jou man of jou vrou. Koop maar 'n blommetjie of 'n chocolate of 'n bietjie biltong, wat ook al die hart sal sag maak. En as daar probleme is, moenie te lank wag vir hulp nie. En as dit goed gaan met julle, moet dit nie as vanselfsprekend aanvaar nie. Sê vir die Here, dankie Here, dat dit met ons goed gaan. Gee mekaar sommer 'n lekker vet soen, iewers voor die kinders, dat die kinders ook kan sien, ma en pa is lief vir mekaar. Julle hou nie op voor hulle nie sê eeu nie, okay. Want terselfdertyd wat daai kind sê eeu, is daar so 'n warm gevoel hier in die hart, want ma en pa is lief vir mekaar. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek is eintlik moeg soos ek nou hier staan, Here, om hieroor te praat. Ek weet hoe kosbaar is die huwelik vir U, en hoe U dit koester, Here, en my hart is seer vir almal wat vandag hier sit, wat die lewe so wreed behandel het, dat die maat wat hulle gekies het, en geglo het, en gehoop het, en gedroom het, die regte een, dat dit nie uitgewerk het nie. En ek bid, Here, dat U daai seer sal kom gesond maak, en dat U vergifnis vir hulle realiteit sal wees. Here, maar dan terselfdertyd moet ek ook vir U vir vergifnis bid, dat ons soms ons huwelike so liggies hanteer, en nie altyd ernstig genoeg opvat, dat ons nie genoeg moeite doen nie,
Dat ons nie altyd bereid is om die ekstra opoffering te maak, om dit te maak werk nie. Jammer, Here, vergewe ons. Here, en dan is dit maar my gebed vir elkeen wat hier vandag sit, dat ons U vergifnis sal ervaar, dat ons vreugde in hierdie lewe sal ervaar, dat ons mekaar gelukkig sal maak. En dat ons die liefde, Here Jesus, wat U vir U kerk het, altyd as voorbeeld sal vat. Dat U U lewe vir U kerk afgelê het, dat ons ook ons lewens, ons voorkeure, ons egos sal aflê vir mekaar. Seën ons huwelike. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.